Daniël 7, vers 9. Ek het bly kyk tot 'n troon reg gesit is en 'n oue vandag gaan sit het, sy kleed wat wit soos sneeu, die hare van sy hoof so skoon wol, sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 maal 1000 het hom gedien en 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Ek het toe bly kyk vanweer die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het. Ek het bly kyk tot die dier gedood en sy liggaam vernietig aan die verbranding deur vuur oorgegee is. Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem en verlenging van lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur. Ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens. Hy het gekom tot by die oue van dae en hulle het hom nader gebring voor hom. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap. En al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Tot sover. Liewe Here, magtige God, ons roep U naam aan. Ons dank U vir hierdie woord dat U spreek tot ons harte. Ons dank U, liewe Heer, vir die goedheid en die guns. Ek bid, liewe Heer, dat daar nou alle struikelblokke uit die weg geruim is. Alles weggeruim sal word, dat ek nie in die weg van hierdie boodskap sal staan nie, dat niks sal pla nie, en dat ons sal hoor wat U sê. Verheerlik U self, bid ek in Jesus se naam. Amen. Sit gerus. Baie dankie. Dit is 'n voorreg om hier saam te wees en met elkeen van u te aanbid. Dit is ook 'n voorreg om kollegas te sien wat van ver afgekom het. Dit is werklik waar. Waardeer dit van harte. Leraar Eddie, ek sien u is hierso. Ek waardeer dit baie. Leraar Solomons, dit is 'n voorreg dat u hierso is. Leraar Wessel, Leraar Roan. Ek sien vir Talana, maar ek sien nog nie vir Leraar Hendrik nie, maar ek is seker hy gaan ook hier wees en vir die Leraar Glonie en my ander kollegas. Dankie vir julle teenwoordigheid en dankie dat julle hier is. Ja, hier is ons bymekaar, die familie van Christus. As ons 'n titel vir vandag se boodskap sal gee, dan sal dit wees Adventisme is apokalipties. Adventisme is apokalipties. As jy dit 'n makliker titel wil gee, dan kan jy dit dalk sê dit twak, bog, snert, maar julle sal nou verstaan hoekom ek dit sê. Adventisme is apokalipties, want daar is 'n aanval wat geloods word op die identiteit van wat dit beteken om 'n Adventist te wees. Ons het op 'n vorige stadium gepraat oor die wyse van hoe die Here vir ons tussen beide tree, wat hy in die hemelse heiligdom vir ons intree nou, en dat God se naam skoon gemaak word, daar word bevestig, maar God is reg om vir ons te kan vergewe. En deel van dit word getoon op die wyse van hoe ons dan reageer op hom. En ons het laas het ons die spesiale klem gelê op die gereedheid vir Sabbat. Maar vandag dan praat ons oor Adventisme is apokalipties. Ek ry hierdie week in 'n Uber. Iemand gaan vir my sê, Werner, maar Uber is duur. Ek weet, dis hoekom ek nie 'n gewoonte maak daarvan nie. Maar die kar was in vir 'n diens en ek moet 'n afspraak nakom en ry hier so gou met die. En dis my altyd 'n vreugde om dit te kan doen, want dit is so interessant. 'n Persoon wat heeltemal 'n ander verstaan het van hoe ek goeters na sal kyk en dinge, en dit is 'n bietjie van 'n wakker maak tot die werklikheid van wat in die tydsgees is. Hoe dink mense? En ons praat ek en hierdie persoon en hy sê hy's heel oortuig daarvan dat dinge beter gaan word nou. Daar gaan nou 'n draai plaasvind. Alles is nou op pad hier so in die regte rigting. En ek vra toe vir hom van hoekom sê hy so? Nee, want die mense wat nou gaan inkom in die regering en goed soos dit, hulle weet wat verkeerd is en hulle weet wat om te doen, hulle weet hoe om dit te doen, hulle weet wanneer om dit te doen. En ek dink vir myself, ek is nie seker hulle wil dit doen nie.
Alles word beter, bog, twak, snert. Kan nie dit sê nie. Nee, alles is besig om soveel beter te word. Ons is tot soveel meer in staat met dit wat kunsmatige intelligensie vir ons bied. Nee. Nee, ek is nou nie heeltemal so oortuig nie. Ek is nie oortuig dinge is op 'n opwaartse neiging en ons raak net beter. Ja, dit word warmer. Miskien het hy net besig om 'n goeie dag te hê, want dit was 'n warm dag. Hy hou van die somer. En dis hoekom hy dit nou gesê het. Maar hy was besig om te praat van politieke dinge. En dan dink ek net, ek sien dit nie. Ek is nie oortuig dat mense op 'n enige gegewe persoon nou sou kan sê dat hulle regtig die probleem korrek kan analiseer nie. Nog minder dat hulle sal weet wat om te doen omtrent dit, of wanneer, of hoe. Of dat hulle sou wou. Die gemiddelde persoon, kom ons wees doodeerlik met onsself, is besig om of geld, of gewildheid, of genot na te jaag. Dikwels dan sal hulle gesondheid prysgee in die najaag van geld, gewildheid en genot, en dan gee hulle geld uit in 'n poging om die gesondheid terug te kry. En al weet hulle wat die regte ding is om te doen, is die ander 3 G's pootjie ook vir hulle, gemaak, genot en gerief. Dan kom hulle kom nie by daai ding uit nie, want dit is nie gemaklik of lekker of gerieflik nie. Ek is nie oortuig dat dinge is besig om beter te word nie. As ek by die venster uitkyk, as ek kyk in die venstertjie hierso wat vir jou vertel van wat in die wêreld aangaan met die Windows teken bo op dit, ek is nie seker hy sê vir jou dat dit gaan beter nie. Ek praat met iemand anderster, of ek lees ietsie wat iemand anderster geskryf het, en hulle het gesê dat wat vermaak betref, dan hou hulle baie van, wait for it, post-apocalyptic dystopian sci-fi. Okay? Post-apocalyptic dystopian sci-fi is 'n ding. Okay, waar's Aviana? Is hy, okay, Aviana, jy weet ook nie wat dystopian beteken nie. Okay, so ek sal vir jou sê. Die utopia is veronderstel om 'n wonderlike plek te wees. Alles is reg, alles is wonderlik. Dit is utopia. Maar dystopia is diskant dit. Dit is dan juist die teenoorgestelde. Alles val uit mekaar uit. En hierdie persoon se verstaan van post-apocalyptic dystopian sci-fi is het beteken vir hom post-vernietiging, nadat daar hierdie geweldige vernietiging was en alles het uit mekaar uitgeval, hoe sit ons weer dit aan mekaar? En dan, dit kom neer op dieselfde ding, hy maak die aanname dat mense gaan weet wat die probleem is, maak die aanname dat hulle gaan weet wat om te doen, hoe om dit te doen, wanneer om dit te doen, maar kyk net by die venster uit, dit werk nie aldag so nie. Dit werk nie so nie. Maar dit is interessant as mense nou daaroor dink in die vermaaklikheidswêreld. En ek is nie 'n kundige nie, want die laaste fliek wat ek gaan kyk het op die groot skerm was Heidi. Was smart. Ja, Juffrou Rottemeier is net iets verskrikliks. Maar ek was op pad om van die spoor af te gaan, maar ek bring hom gou terug hierso, fokus. Daar's so 'n paar verskillende maniere van hoe daai post-apocalyptic dystopian sci-fi goeters dan uitspeel. En dit is of biologies. Daar's soos een of ander groot akedus wat uitgekom het uit 'n laboratorium uit en bestraal is deur een of ander kernwapen en okay, Jurassic Park, daar is 'n fliek. Of dis een of ander virus. Fauci, ekskuus. Of dit is een of ander biologiese ding wat van die buitenste ruimte afgekom het. Of dit is een of ander komeet wat van die buitenste ruimte afkom, wat 'n groot risiko gaan veroorsaak, en alles gaan nou deur hierdie ding eindig. Of is dit nie biologies of fisies, dan is dit dalk klimatologies. Daar was 'n kantelpunt, tipping point, wat verbygegaan is, en skielik is daar 'n ystydperk wat hierso kom oor die aarde, en alles sak na benede, en die landbou sak in mekaar, en ons moet leer hoe om legeen te eet, en jy weet, een of ander klimatologiese drama, biologies, fisies, klimatologies,
Of miskien een of ander metafisiese weerding van zombies en vampiere en dies. Soos ek gesê het, ek is nie 'n kundige nie, maar dit is maar die verskeidenheid van goeters wat mens van hoor, wat mens dan van weet. En die feit van die saak is dat daai is twak, bog, snert. Want dit sal nie wees die manier van hoe die wêreld tot 'n einde kom nie. Dis nie waar dit gaan draai nie. Maar kyk dan net na wat mense hulle self mee besig hou. Mense is besig of met hedonisme, hulle jaag die ding hierso wat vir hulle baie lekker is, of vergewe die term mammonisme, hulle jaag net vir mammon, hulle gaan net agter geldgod aan. Of hulle het hierdie idealistiese prentjie van die wêreld is, eintlik gaan alles, ek is okay, ek is daartoe in staat om op my eie lappie grond, my eie beeste aan te hou, en my eie wortels te groei, en my eie suurlemoenboord, en my eie perskebome, en my eie piesangs, en ek gaan alles solidly op my eie kan regkry. Ek gaan alles op my eie, ek en my kredietkaart, ek gaan hierdie ding op my eie kan regkry. En dan dink ek net, dit werk ook nie so nie. En vra vir die gemiddelde persoon, wat gaan dan gebeur? Volgende keer as ek in 'n Uber gaan ry, dan gaan die vraag direk wees, hoe dink jy gaan die wêreld eindig? Gaan die wêreld eindig? Want ek het nie daai vraag gevra nie. Maar gaan vra vir 'n persoon wat in die wêreld is, wat besig is met hulle alledaagse goeders, wat gaan gebeur? En ek is doodseker daarvan, die een ding wat jy nie gaan vind nie, is sekerheid. Dis nie daar nie. Dus hoekom daar hierdie vreemde malle gedagtes is, ja, miskien is die, miskien is daai, miskien is dit. Twak, bog, snert. Maar is daar 'n antwoord? Is daar sekerheid wat eintlik beskikbaar is? Is daar ietsie wat ons kan sê, dit werk so? Daar is. Ek gaan gou net 'n gedagte byvoeg. William Barclay het 'n kommentaar gemaak. Ek dink mense is veronderstel sy naam William Barclay uit te spreek. Maar hy was 'n Bybelkommentator en hy was 'n slim man. En hy vertel die verhaal van waar 'n groep van die vyand bymekaar gekom het. Die duiwel saam met 3 demone. Ek het dit in die verlede gedoen, maar ek gaan nie probeer om stemme na te boots en goed nie, want dit is net weird en is onnodig. Maar die duiwel vra, hoe gaan ons mense mislei om hulle einde te beteken? Hoe gaan ons dit regkry dat hulle dan eintlik nie, want hulle erken dat God is magtiger, maar hoe gaan hulle dit regkry om hierdie mense te poetjie? En die een demoon kom daar so met die gedagte, sê vir hulle daar is geen God nie, en die duiwel geef hom seker 'n klap of ietsie so daai, en hy sê, dis nie moontlik nie, want daar was al klaar ooggetuies tot die opstanding van Jesus, en ons het daarvan gepraat, hoe kan jy lees, en as te veel mense wat 'n besef het van iets meer as hulle, iets groter as hulle, 'n groot gat in ons hart, wat God daar geplaas het. So om vir mense te sê, daar is geen God nie, is hoogs onwaarskynlik dat dit gaan werk. Die ander demoon kom toe met die gedagte, sê vir hulle, daar is geen duiwel nie. En die antwoord op dit kan dalk wees, het jy die koerant gelees hierdie week? Ek dink ook nie mense gaan noodwendigerwys val vir daai een nie. En die derde demoon kom en sê toe, sê vir hulle, daar's geen haas nie. Daar's geen dringendheid nie. En die duiwel sê vir hom, gaan voort, jy sal baie laat val. Bedink dit vir 'n oombliekie, dat die vyand eintlik wil hê dat mense moet dink, daar's geen haas nie. Maar as ons dan sien hoe hulle besig is om hedonisme, mammonisme te jaag, die genot van die lewe te jaag, dan kan jy sê, okay, wag, hier's 'n risiko, hier's 'n probleem. Hier's 'n probleem. Maar is daar sekerheid? Ja, geliefdes, daar is.
Ja, daar is. En ons sê dat Adventisme is apokalipties. Om 'n Adventist te wees, om 'n gelowige te wees, dan beteken dit dat jy glo in die apokalipsis. En apokalipsis beteken nie wat Hollywood vir ons vertel wat is nie. Apokalips beteken nie magtige vernietiging nie. Dit beteken nie kernwapens, een of ander persoon met sterre op sy skouer, wat daar so staan met sy vinger bo oor 'n rooi knoppie en sê, dit is nou maar so. Vat so, Rusland, take that, Amerika. Nee? Of China, of wie ook al. Dis nie wat apokalips beteken. Ja, fyn, moderne betekenis daarvan. Die woord aanvanklik beteken openbaring. Onthulling, ontsluiering. Het God aan ons voldoende inligting gegee om ons weg te vind? Ja, hy het. Hy het, en dit staan hier. Vinnige afdraai, ek kom nou terug. Daai boeke wat hierso uitgegee was by die gemeente. Die persoon hou vol dat hulle sê is dat hulle met come and reason kom praat saam. Weet julle wat is een van die mees vername kenmerke van die boeke wat daai groep uitgee? Ek is nou baie op die man af. Wat daai groep uitgee vir kinders is dit. Dat dit sê jou pastoor sal sê sola scriptura, die Bybel en die Bybel alleen. Maar jy in jou hart weet, jy het jou eie ervarings, en wie is die pastoor om vir jou te sê, jou eie ervarings is ongeldig? Okay. Wel, ek het slegte nuus. Ek glo wat die Bybel sê, en wat die Bybel sê is, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Wie kan dit ken? Daarom sal ek ook aanhou om een van daai pastore wees wat sê, hierdie is die waarheid, en as my ervaring nie tred hou met dit nie, dan moet ek weer gaan dink oor my ervaring. Dan moet ek net weer bietjie gaan reken, het ek dit reg interpreteer wat ek nou gesien het en goed soos dit? Want die oomblik as ek sê, ek ervaar hierdie, daarom betwyfel ek dit, dan is ek verlore. Maar terwyl ek dan sê, hierdie is seker, en ek moet net miskien nou weer dink van hoe ek kyk na sake, dan is ek veilig. Geliefdes, die woord gee vir ons sekerheid oor waar ons is en wat om te maak. En ek wil vandag met u deel van een van die mees, dis 'n pragtige verhaal van 'n onthulling, 'n openbaring wat hierin is. En as ek nou dit vir u vertel, dan gaan u sê, maar dit is so duidelik soos daglig. Duidelik soos daglig. En is glad nie nuwe lig nie, dis dieselfde verhaal wat nog altyd vertel was. Ek het niks nuuts om aan te bied nie, dis dieselfde skat wat nog altyd daar was. Nog 'n gebed. Liewe Heer, baie dankie vir u woord. Seën ons asseblief terwyl ons lees, dat ons kan leer en doenooreenkomstig leef. In Jesus naam asseblief. Amen. Daniël 2. Dit sê in Daniël 2. Vers 44. Nadat daar 'n vertelling is van die eerste koninkryk en 'n tweede koninkryk en 'n derde koninkryk en dan 'n vierde koninkryk, dan sê dit: in die dae van die koning sal die God van die hemel, 2 Daniël 44, maar in die dae van die koning sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan. Net soos jy gesien het dat sonder toedoen van mense hande 'n klip van die berg losgeraak het, wat die yster, die koper, die klei, die silwer en die goud verbrysel het. Die grootte God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur. Die droom is waar en sy uitlegging betroubaar. Amen. En dan lees ons 'n klein bietjie verder in die Bybel, en dan sien ons Daniël 7, vers 14. Aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer.
Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. 'n ewige koninkryk, 'n ewige koninkryk. 4 koninkryke wat tot 'n einde kom, 4 koninkryke wat tot 'n einde kom. Ek dink ons het 'n patroon. Daniël 2 en Daniël 7 staan mooi in parallel met mekaar. En die een gee meer inligting as die ander een, maar dit is dieselfde onderwerp wat hier so gedek word. OK. Daniël 3. In Daniël 3, dan sien ons waar Hanania, Misael en Asaria, Sadrag, Mesach, Abednego, waar hulle vertel word, jy moet buig voor hierdie groot tydelike struktuur. Voor hierdie mensgemaakte ding moet jy nou die knie buig. En jy moet sê, ek gaan lojaal wees teen hierdie mensgemaakte struktuur. Ek gaan lojaal wees teenoor dit wat hierdie verteenwoordig. Ten koste van die ewige koninkryk, dan moet jy hierdie. Daar is niks van die ewige koninkryk nie. Ons bou 'n goue koninkryk. Ons is volspoed op pad. En jy beter saam, of... En Hanania, Misael en Asaria sê daar, as ek nou 'n man was wat dobbel en ek is nie, dan sou ek gesê het, hoe sê mense as jy, I see you, your temporary kingdom, and I raise you an eternal kingdom. Het ek het reg gesê? Hoop, het ek? Dankie. Ek is nie seker is 'n ding waarna ek veronderstel is om te presteer nie, maar desnietenstaande. Hulle het gesê, ons hoor hierso van jou plan, van die goue koninkryk en al dit, maar ons stel eintlik nie belang nie. Al sterf ek hier, ek weet, hierdie tydelike bestel kom tot 'n einde, en ek gaan nie saam met daai gaan nie. My loyaliteit behoort aan die allerhoogste God. Ek gaan nie buig nie. Nebukadnesar verloor dit, en ons sal nou daarvan praat. Maar hulle staan vas by dit. Ek skaar my by die ewige God, by 'n ewige koninkryk. Interessant. Daniël 6. Is daar 'n ander verhaal, waar daar weer vertel word, jy mag nie jouself neerbuig voor enigiets anderster behalwe hierdie tydelike koninkryk nie. Hierdie tydelike koninkryk, jy moet hier die knie buig, jy moet bid tot daai persoon wat jy daar kan sien. Bid tot hom. En Daniël sê, weet wat, wil nie my tyd mors nie, maar ek gaan maar aangaan om te bid vir die God wat leef. Ek gaan aanhou om te bid vir die God wat vir ewig bestaan. Thanks. Ons sal jou doodmaak as jy dit doen. Dis doodreg. Gaan voort, want ek weet wie leef. Ek weet my verlosser leef, in die woorde van Job. En ek weet hy sal as laaste oor die stof opstaan. Job 19:25. Ek weet my verlosser leef, tot hom kan ek bid. En Daniël gaan voort, en hulle gooi hom vir die leeukuil, en wat gebeur? Daniël 3, wonderwerk van bo, ingryping deur God, om hulle te red. Wat gebeur in Daniël 6? Wonderwerk van bo, ingryping deur God, om vir hom te red. Hulle wat getrou gestaan het saam met God. God demonstreer, hy is ook getrou. En hy red vir hulle uit. Daniël 2, Daniël 7, Daniël 3, Daniël 6. Ok, Daniël 4 en 5, wat gebeur daar? Interessant. Nebukadnesar kry 'n droom, waar Daniël met hom pleit. En hy sê vir hom, die kort weergawe daarvan, hy sê, o koning, laat my raad u welgevallig wees. Ek lees in Daniël 4:27. Laat my raad u welgevallig wees en breek met u sondes deur geregtigheid en met die ongeregtighede deur genade te bewys aan die ellendiges as 'n verlenging van die rus moet wees. Asseblief, moenie met hierdie pad afgaan nie. Moenie hierdie ding gaan van hom na te jaag wat hy doen, want Nebukadnesar is besig om sy koninkryk te bou. Hy is besig om die ryk uit te brei, sy moondheid
te laat vermenigvuldig en te beveilig. Ek meen, as belangrike goeders wat gedoen moet word, nuwe lande moet gebreek word, daar moet geplant word, daar moet geploeg word, die soldate moet gevoer word, dat hulle sterk is, dat hulle 'n groter area hierso kan dek, om seker te maak dat die soldate sterk en is gevoer. Jy het baie kos nodig om 'n soldaat sterk te hou, baie. Nee, jy kan nie 'n koninkryk beveilig met so 'n klein happie droë brood en water. Vastende soldaat fisies gaan sukkel. Jy het kos nodig hierso om seker te maak dat die land is fisies vrugbaar, dat dit 'n uitbreiding wees van die koninkryk. Hy's besig om koninkryk te bou. En Daniël kom na toe en sê, jy moet God erken. En hy hoor dit nie. En ons ken die verhaal van wat gebeur. 7 tydperke het oor hom gegaan, daar so wat hy gras gevreet het soos 'n dier, heeltemal van sy verstand afgegaan het. Daniël 5 vertel die verhaal van Belsasar. Belsasar is in 'n soortgelyke posisie as Nebukadnesar. Hy's ook besig. Ek is sterk op pad hierso om my koninkryk nou te beveilig. En ek is besig om te werk aan my gewildheid. Ons is besig om groot partytjie te hou met die bekers wat ons gevat het hierso van hierdie ander Israeliete. Ons is sterker as hulle. Ons gode is sterker as dan kyk ons drink sommer uit hulle God se heilige, Kwansy se heilige beker, spot hy daarmee. Vereer hulle gode van klip en goud en hout en silwer en al die useless goeders, al die kunsmatige dinge, al die tydelike dinge van hierdie wêreld is hulle besig om oor fees te vier. En dan verskyn skielik 'n hand daarso wat teen die muur gaan skryf, mene, tekel, ufarsin, geweeg, te lig bevind, uitgewerp, verdeel, gegee aan die Meders en die Perse. En alles kom tot 'n einde vir Belsasar. Hy wat weet wat gebeur het met sy oupa grootjie. Hy weet wat het gebeur met Nebukadnesar. Hy weet wat daar was, maar hy het nie geslaan daaraan nie, want ek is te besig om my koninkryk te bou. Sorry, ek het nie eintlik tyd vir jou nie. Jy weet, places to go, people to see. Besig, thanks. Daniël 7 en Daniël 2. 4 koninkryke wat tot 'n einde kom met 'n ewige koninkryk wat daarop volg. Daniël 3, Daniël 6. Aanbid hierdie tydelike koninkryk. Daniël 4 en 5. Wat se keuse gaan jy maak? Nebukadnesar, wat gaan jy kies? Belsasar, wat gaan jy kies? Die inligting was beskikbaar. Die kans was daar. En daar's 'n verstommende ding wat gebeur het vir Nebukadnesar. Nebukadnesar wat meer as bereid was om sy eie soldate prys te gee deur om vir hulle te laat brand in daai vuuroond, want sy eie soldate is dood terwyl Asaria, Misael, Hanania dit oorleef het. Hy's heel fyn daarmee dat sy eie ouens doodgaan. Hy's in Daniël 3. Hy's heel fyn daarmee dat in Daniël 2 dat hy sommer al sy wyse manne van kant maak, hulle en hulle families. Heel gemaklik met die gedagte. Wat skryf hy in Daniël 4? Mag julle vrede groot wees. Skryf hy aan al die volke, nasies en tale wat op die aarde woon. Mag julle vrede groot wees. Dit behaag my om die tekens en wonders wat die Allerhoogste God aan my gedoen het te verkondig. Hoe groot is sy tekens, hoe magtig sy wonders. Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk en sy heerskappy van geslag tot geslag. Amen. Nou prys ek, en Daniël 4 eindig met hierdie, nou prys ek Nebukadnesar en ek roem en eer die koning van die hemel. Al sy werke is waarheid en sy paaie is reg. Hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel. Wonderlike verhaal van hoe Nebukadnesar 'n draai gemaak het, gelowig geword het, en ek vertrou op die see van glas, dan sal ons hom daar sien. So die Here wil, want dit is sy wens. Belsasar egter het die goeders geweet. Hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel, en Belsasar gaan voort met sy trotsheid. En hy word verneder en vernietig. Daai aand is Belsasar dood. Werner, so wat is die punt? Wat is die punt?
Ons het begin om te praat oor mense wat dink dat alles gaan beter word en alles gaan net opwaarts, opwaarts, opwaarts. En ons kan kyk by die venster uit, dan kan ons sê, ons ken die menslike geaardheid daarom al 'n bietjie. Ons is nie so oortuig nie. En ons kan sien dat hoe mense verstaan van hoe werk, wat hulle dink die gebeur apokalipties, is nie eintlik dit nie. Maar ons sien hier dat ons weet, daar is 4 koninkryke. Ons is klaar in die 4de een. Dis klaar daar. Die volgende ding wat gaan gebeur, is dit gaan val en die Here vestig 'n ewige koninkryk. Daar gaan 'n poging gemaak word dat ons nie aandag sal skenk aan dit nie. En dit is baie belangrik dat ons hierdie sien. Dit is baie belangrik vir my, vir u, en hierdie week het dit my juis dan getref. Hierdie gedagte. Tot watter mate is ek besig met die tydelike? Daarom is 'n predikant. Moenie worry nie, dis baie maklik om besig te wees met die tydelike, maak nie saak van wie jy is nie. Tot watter mate is ek besig met 'n tydelike koninkryk? Want wat die onthulling, die openbaring wat die Here vir ons hier gee, wat dit vir my sê, dat terwyl daai besig is om plaas te vind, is die finale vraag nie, gaan daar 4 koninkryke wees? Obvious. Gaan daai koninkryk val? Gaan die Here 'n koninkryk vestig? Obvious. Ons weet dit gaan gebeur. Gaan daar druk wees wat geplaas word op ons? Ja, en nie eendag op 'n reëndag, nie eendag wanneer hierdie president in plek is, nie eendag wanneer daai ding in plek geval het nie. Nee, geliefdes, dit gebeur nou. Dit gebeur nou met u en met my. Wat die vyand ons probeer poetjie oor dit wat tydelik is, in 'n jaag na geld, gewildheid, gemak, genot, gerief, kies maar. Ons is besig om al daai goeders te doen, selfs gesondheid sal ek byvoeg op daai lys. As dit ten koste is van my aanbidding van God, as dit ten koste is van my gebed met God, dan lag die vyand al die pad bank toe. Want dan het ek geval in die struik wat William Barclay ons van vertel het. Sê vir hulle, daar's geen God nie. Sê vir hulle, daar's geen duiwel nie. Sê vir hulle, dis nie dringend nie. Musikante kan vorentoe kom asseblief. En daai is dan die vraag wat ons onsself moet afvra. Hierdie wat ons vandag gedoen het, wat ons van gepraat het, is nie veronderstel om 'n idee te wees van die historisiteit van die Bybel. Dis nie veronderstel om 'n interessante gedagte oor 60 jaar van, kyk hierso nie daar nie, hier. Hulle sal nou begin speel, dan kan julle vir hulle kyk. Kyk vir my. Baie belangrik. Hou fokus. Nee, ek is nou dood ernstig. Hou fokus. Hierdie is nie veronderstel om 'n gesprek te wees oor 50, 60 jaar se 70 jaar, 'n paar dekades, 'n halfuur plus van Babiloniese geskiedenis. As u hier uitstap en jy dink, "Sjoe, dit was 'n interessante draai daarso deur die geskiedenisboeke, thanks Werner," dan het ek geval in dit wat hier plaasgevind het. Die doel vir oë is nie dit nie. Die doel vir oë is om vir te vertel is dat daai verhaal is net so eie tyds, dis net so relevant soos ons vandag, soos dit was toe Daniël gedreig was. Bid vir jou God en ek laat 'n wilde dier vir jou opvreet. Jurassic Park sak op jou toe. Dis net so akkuraat dan vir ons soos dit was vir hom. Dit gebeur net op 'n manier wat die vyand homself wegsteek. Want hierdie goeders wat ons mee besig is oënskynlik so dringend. Dit is so hektiek. Praat ek met persone, die algemene ding wat ek hoor wanneer ek met mense praat. Hoe gaan dit? Ek's besig. Ek's besig. En is waar, ons is. Ons is. Maar op dieselfde manier wat daai 3 manne moes gesê het, ek gaan nou 'n harde besluit neem en ek gaan nou nie gaan kyk hoe lyk my skoenveters nie, ek gaan nie buk nie. Ek gaan bly staan.
dan moet ons dieselfde ding maak, dan moet ons rugspiere maar styf maak. Staan regop en sê, ek sal nou my God soek. As dit so is, want dit is nou gevaarlik. Dis gevaarlik vir my nou om die tyd te neem om te bid. Dis gevaarlik vir my om die tyd te neem nou om te bid, want ek het eintlik hierdie sperdatum wat besig is om te druk. Ek het hierdie kliënt wat nou vir my gedrop het, en hy het nou net vir my laat weet, hy gaan nou my nie kan betaal nie. Ek het R80,000 se rekening wat uitstaande is by hom, en hy sê vir my, sorry, ek kan jou eintlik nie help nie, ek is nou net gelikwideer, en dan sit ek dan op daai punt is ek nie veronderstel om te moet spartel en maak plan nie. Eerste ding wat ek doen, sak op my knieë. Here, wat is die wens? Wat sal U graag wil hê? Wat sal U graag wil hê? Here, ek beroep my op U. Ek beroep my op U, die God wat red. Dat ons nie gedruk word deur die dringendheid nie. Vyand lieg vir ons. Maar ons God het vir ons sekerheid gegee. Sy woord is ja en amen. Sy woord is seker. Roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uitred. Amen.